Van die oomblik toe Bianca haar voet in Boskruin gesit het, het die drama begin. Sy maak foute net waar sy gaan. En nou lyk dit of daar bloed in die water is. Gaan haar storie eindig met 'n happily ever after, of is dit eerder die einde van Bianca? Die episode van 27 Maart 2025 begin met Henry wat die klub skoonmaak. Dis oggend na wat duidelik 'n groot event was. Hy sien 'n reuse opblaasbal in die swembad dryf. Dis vreemd. Maar wat hy binne-in kry, slaan hom amper uit sy skoene, of eerder uit die water uit. Daar's 'n lijk in die bal. En dit is niemand anders nie as Bianca. Vir 'n oomblik het ek gedink ek kyk na die verkeerde episode. Was dit 'n flits vorentoe? Het ek iets gemis? Maar nee, dis deel van die storie. En dit roep herinneringe op een van hoe diepe waters begin het. Daar die eerste klap event toe Gys bo op die water gedryf het. Maar terug by Bianca. Ons weet sy hou nie haar mond nie, sy beledig sonder skaamte en moet altyd die laaste woord hê. Maar gaan haar laaste woorde dalk ook haar laaste asem wees? Laat ons kyk na die lys van mense wat dalk net genoeg van haar streke gehad het. Hier is my top 8 verdagtes. Kyk of jy saamstem. Verdagte nommer 1. Zelda. Daar's nog nooit liefde tussen haar en Bianca nie. Sy voel verraai, verneder en Bianca het elke kans gebruik om haar te steek waar dit saak maak. Was Zelda se jaloesie dalk haar laaste stoot? Verdagte nommer 2. Pam. Van dag 1 af het Pam gesê Bianca sal nooit 'n swart wees nie. Sy het nie geskroom om haar te dreig nie, maar het sy dit toe uitgevoer? Verdagte nommer 3. Fury. Bianca het hom emosioneel mishandel, hom verneek met sy eie pa en keer op keer sy verhouding met Sanet gesaboteer. Is Fury uiteindelik geknak? Verdagte nommer 4. Nelius. Nelius het Bianca van die begin af verafskie. Hy het alles probeer om uit sy lewe en sy familie se lewens te hou. Toe hulle ver uitkom, het sy wêreld in duie gestort. Het hy toe besluit, sy moet letterlik uit die pad uit. Verdagte nommer 5. Sanet. Sy lyk dalk sag, maar elke mens het 'n breekpunt. Bianca het haar en Fury se verhouding telke male probeer verskeer. Is dit moontlik dat Sanet genoeg gehad het? Verdagte nommer 6. Juvan. Hy het sy ma probeer vergewe na haar verraad, maar het nooit heeltemal reggekom nie. Kon dit wees dat Juvan uiteindelik nie meer kon hanteer wat sy lewe aandoen nie? Verdagte nommer 7. Jacques. Hy stil, vriendelik, maar onder die oppervlak, wie weet. Bianca het hom verneder, bespot, en tog is sy in die testament. Het Jacques dalk ook sy limiet bereik? Verdagte nommer 8. Rousseau. Hy het nooit Bianca in sy pa se lewe verwelkom nie, nou staan sy om te erf, en om beheer te kry. Was dit te veel vir Rousseau om te sluk? Het hy dalk iets met haar dood te doen? Daar is 'n moord in die lug, of dalk net 'n baie slim misleiding. Maar een ding is seker, as hierdie 'n whodunit is, het diepe waters vir ons 'n splinternuwe moordmisterie om te ontleed. En nou kom daar nog 'n feishou. Die Augustus voorskoue sê daar's iets groot op pad na die herbekendstelling van die klub. En iets sê vir my, dit is wanneer Bianca se moord regtig gaan uitspeel. Wie dink jy is die skuldige? Los jou teorieë in die comments. Dalk het jy die sleutel tot die raaisel. En moenie vergeet nie, in diepe waters dryf die waarheid altyd bo.